dankie dat ons U naam kan aanroep, die naam van Jesus Christus. Dankie Here dat U die geneesheer is. Dankie Jesus dat U kom en dat U die kinders aanraak. Want Here, ons as mens kan niks doen nie. Ons is kragteloos. Maar alle eer kom U toe. All honor belongs to You. For You are the great healer. You are the author and finisher of our faith, Lord. Here, ek bid dat waar ons tyd in die woord gaan spandeer, dat die woord lewend sal word vir ons. Here, ek bid dat die Heilige Gees ons gees sal oopmaak om te ontvang wat U vir ons wil sê, Here. En Here, dat ek sal weet, U praat met my. En dit wat ek moet doen. Hoe ek my lewe moet rig. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie aanbiddingspan. Goeiemôre almal. Lekker om die gesigte te sien. Ek sien hier's 'n paar besoekers. Welkom aan julle ook. Lekker om julle ook vanoggend hier te hê. Mag julle die diens werklik saam met ons geniet. Die kinders is nou uit, maar hier is dan nog so 'n paar van die hoërskool kinders hier by ons, want dit was ons atletiek gewees die week, wat verby is. Atletiek was hier gewees, en hulle het aan atletiek deelgeneem, en ek glo hulle het goed gedoen. Maar dit gaan nie net oor die goede nie, dit gaan oor om klaar te maak. Maar as jy ook nie klaar gemaak het en jy het jou beste gegee, is dit goed genoeg. In my dae het ek was nie so vinnig nie. Ek het bietjie meer in die lang afstande gedoen en spies gegooi. Dit was my een baan en een veld item wat ek aan deelgeneem het. So, ek hoop julle het dit geniet. Wanneer ons na die lewe kyk, in sy geheel kyk, besef ons regtig dat hierdie lewe besig is. Hierdie lewe is besig. As jy met ouers praat en met kinders praat, dit en dit moet nog gebeur. Dis amper asof daar nie genoeg tyd in die dag is nie. Die lewe vra meer en meer van ons, en soms moet ons sit en besluit, wat nou? Hoe moet ek nou maak? Wat is meer belangrik en wat is minder belangrik? Waar moet ek betrokke wees? Waar moet ek nie betrokke wees nie? Waar moet ek meer gee en waar moet ek minder gee? En dis belangrike vrae wat ons onsself moet afvra. Wanneer ons die lewe wil leef in gehoorsaamheid tot Jesus, dan is dit vrae wat ons moet vra. And in that, it's important for us as children of God to hear His voice. Because if we can't hear His voice, how are we going to be obedient to Him? Because when we look at the world, in the loudness, in the sounds out there, sometimes it's difficult to hear His voice. And when we go to 1 Kings 19, verse 11 to 12, we see that God says, we read there, that God wasn't in the wind. He wasn't in the fire. But that still small voice. And for me, I always say, even in the loudness, in the happenings of life, and the sounds around us, we can hear His still small voice. Want in dit moet ons sy stem ken, en moet ons gelei word deur hom. And when God speaks to us, it's a collision of gentleness and astonishment. Because He spoke to me. I hear His voice. I can do according to what He says. And as we listen attentively with our spiritual eyes, with our hearts, beyond the sounds around us, we find His voice. We find
His plan for us. Sy plan vir my, sy plan vir jou. His plan for us to prosper, as that song says. In hom, in hom. En vanoggend se boodskap se opskrif is, hier is ek. En Carla het dit so mooi in die lofprysing en aanbidding ingebring vanoggend. Hier is ek. Wat kom by jou op as jy vir jouself moet sê, hier is ek? Wat se gedagtes, wat vind plaas in jou hart? Baie keer as ek by die huis kom, Sonja is al by die huis, ek kom daar by die huis aan, maak die deur oop en ek sien haar nie. Eerste ding wat ek vra, waar is jy? Dan daar iewers te hoor ek net, ja, julle doen dit nie, nee. En dan sal ek weer vra, maar waar is jy? Dan is haar antwoord, hier is ek. Here am I. Waar is die kinders? Ons kinders roep ons soms. Veral in die nag. Ons jongste enetjie, Janri, toe sy klein was, sy was bitterbang vir donderweer. As hy, en ek weet, julle gaan sê, dit is nie so erg hier in die Weskaap nie, kom daar op na die Transvaal toe. Maar in dit, sy was bang. En dan in die nag, as hierdie donderweer afgaan, nou hoor jy net daar uit die kamer uit, mama, papa, hoor jy hoe sy skree. Nou, moet my nie kwalijk neem nie, ek slaap. Sonja is die een, ek slaap baie diep. Sonja is die een. Daai skree van Janri en Sonja se hartklop is een beweging. En dan, wat sal Sonja sê? Hier is ek, hier is mama. Dit is wat sy vir haar sê. En ek weet dis wat julle ook doen. Maar hier is ek. Ek het die week stil gestaan by dit en net gewonder, soos die lied wat ons nou geworship het sê, wie is ek? En dan gaan hy oor na, hier is ek. En ek wonder hoeveel van ons het al in 'n spieël gaan staan en kyk en na jouself gekyk en gesê, wie is ek werklik? Who am I really when I look into the mirror and I look at myself? And in that saying to yourself, here am I. Hier is ek. When we turn to the Word of God, there's many places in the Word of God where God called people and they responded. They responded by saying, here I am. People like Isaiah, people like Abram, Joseph. If you go through Scripture, you'll see a lot of them said, here I am. The best known of these faithful servants is Moses. We all know about Moses. Moses trembling, standing before the burning bush when God spoke to him. En ons lees die verhale en ons lees in die woord van God in Exodus oor dit. Maar mense, as jy by 'n brandende bos staan, ons het nou brande hier om ons gehad, is heel wat brande in die land, maar as jy voor 'n bos moet staan en die bos brand, maar hy word nie vernietig nie, en daar's 'n stem uit die bos uit, jy gaan nie net daar met 'n glimlag staan nie. Jy gaan in vrees staan, want hoe is dit moontlik dat hier 'n stem uit die bos uitkom? En Moses het daar gestaan, he was trembling when he was standing there and God calling him from out of speaking to him from out of the bush. And we read in Exodus 3 verse 4, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Here I am is one of the shortest phrases in the Bible, but one of the most powerful. Might be one of the shortest phrases, but one that is most powerful.
It's the language of availability. Here I am. I'm available. It's one of obedience. It's one of surrender. These three words, here I am, express humility, kindness, and service. Nog 'n voorbeeld in die woord van God is Samuel. Samuel was jonk. Hy was 'n leerling by Eli se skool. En die Here roep hom. Ons ken die verhaal. Here, God roep vir Samuel. Samuel was nog jonk gewees en ek dink op daai stadium het hy nog nie werklik die Here se stem geken nie, want in dit sou hy nie na Eli toe gegaan het, want hy het na Eli gegaan, as hy die stem hoor, het hy na Eli toe gegaan en gesê, "U het my geroep." En dan het Eli vir hom gesê, "Nee, ek het jou nie geroep nie. Gaan lê maar weer." En hier, na die tweede keer, na die derde keer, toe besef Eli wat hier aan die gang is. En hy sê vir hom, "As dit weer gebeur, dan sê jy die volgende woorde." Kom ons lees 1 Samuel 3 vers 8. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, "Hier is ek, want u het my geroep." Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Nou, die herhaling van God se oproep aan Samuel beklemtoon God se volharding, want hy het aangehou om hom te roep. En dat hy geduldig is met ons. En vanoggend se boodskap is nie dat jy skuldig voel of enigsins nie. Hierdie is in 'n sin God se liefde vir my en jou, vir ons as sy kinders, om in gehoorsaamheid met hom te leef, met hom te wandel. So, Samuel het aggeslaan en vir die Here gesê, "U diensknegt luister," want dit is wat Eli vir hom gesê het. Hy moet sê, "Hier is hy, u diensknegt luister." En dan is daar nog 'n voorbeeld, maar ek dink nie baie weet van hierdie man nie. En ek dink die skrif, die woord bring dit wat hy gedoen het nie werklik na vore nie. Sy naam is Ananias. En die Here het Ananias gebruik om kragtig in Saulus van Tarsus se lewe 'n rol te speel. Want Ananias, toe hy God se oproep hoor om na Saulus toe te gaan, was hy gehoorsaam, want hy het deur hom het Saulus tot inkeer gekom en is hy gedoop. Ek voel regtig Ananias kry nie die erkenning wat hy moet kry nie. Maar wat dit net weer eens laat besef is, God kry die erkenning. Want God het met hom gepraat. Ananias is a lesser known person. He was a disciple, but he wasn't an apostle. He wrote no books. He didn't write any book. Lead no great movement, yet his simple obedience changed the course of Christianity forever. His simple obedience to obey God changed the course of Christianity. He knew that this soul, that was before he became Paul, he knew that this soul was persecuting Christians. He went after Christians. And Ananias, he knew that. But God called him still to go to the street straight and pray and lay hands on Saul. We read in Acts 9, verse 10 to 11. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight,
and inquire at the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. But when I look at the scripture, what do we find? His response when God spoke to him. Here I am. He didn't say, no, Lord, I don't want to listen, or turned away and walked away. He said, here I am. Ananias went immediately to fulfill the commission. And he even called the church's former prosecutor, Brother Saul, my broer. Die een wat die kerk vervolg, jy's my broer nog steeds. Jy's my broer. En wanneer ons vir die Here sê, hier is ek, gebruik hy ons. Hoeveel keer het die Here al vir jou gevra om iets te doen, of iets vir iemand te sê, maar vrees het na vore gekom? Of minderwaardigheid? En dan doen jy nie dit wat die Here vra nie. As ons na Ananias kyk, Ananias het by 'n huis ingestap, wat hom sy lewe kon kos. Onthou Saul, hy vervolg die Christene. So hy daar ingestap, in 'n plek, he walked into a place that could have cost him his life. Hy het hande op 'n man gelê, wat die kerk, het hierdie man, op wie hy hande lê, die kerk vrees hom. Mense is bang vir hom. Hy gaan in die huis in, en hy lê hande op. En weet julle, dit was nie in die koerante nie. Dit was nie alom bekend nie. So as iets met Ananias gebeur het, ek weet nie eers of ons daarvan sou geweet het nie. Maar hy gaan, ongeag, want hy het gesê, Here, hier is ek. En hy gaan en hy spreek woorde van genesing, woorde van aanvaarding uit oor Saul. En Saul kry sy sig terug. Onthou, sy sig was weg. En hy kry sy sig terug. En hy word genees. Daai een woord wat hy gesê het vir Saul, my broer, was 'n geloofsdaad. In geloof het hy gegaan en hy het gedoen wat God vir hom sê. En voordat Saul Christus verkondig het, voordat hy Paulus geword het, voordat die wêreld van hom geweet het, het Ananias geglo in die woord van God. Is jy dalk 'n Ananias wat moet sê, hier is ek, om na 'n Saulus te gaan, vir hom te bid? Ananias was gehoorsaam deur te sê, ja Here, hier is ek, gebruik my. Church, you know, a quiet obedience have eternal impact. Quiet obedience have an impact in eternity. We so many times work with our co-workers. Have the Lord said to you, speak to that one or that one or that one? No, Lord, how can I do it? We need to take up and be obedient. Because Ananias said, here I am, Lord, Saul regained his sight. He was baptized. He was welcomed into the faith. And the gospel of Jesus Christ spread. Not through Ananias, through Saul, who became Paul. Ananias disappeared. We don't read anything more of him, but we read a lot of what Paul did. One person.
soos jy vandag hier sit, kan jy 'n radikale impak in die lewe van mense maak. Jy kan 'n radikale impak maak vir die koninkryk van God. When Jesus came into this world, weet julle, Jesus, hy kom en hy gee vir ons die voorbeeld, want hy is ons alles. God is ons alles. En dit was vir my so mooi, dit wat by die offergawe deurgekom het vanoggend. En ek sê nie, daar moet altyd iets in ons lewe gebeur om ons te bring op 'n punt om te sê, ek gee my alles nie. Maar in dit wil die Here ons alles hê. Ons alles, hy wil ons tyd hê. Hy wil jou vrou hê. Hy wil jou man hê. Hy wil jou kinders hê. Alles is syne. Dit is nie onse nie. Maar nou kom Jesus en hy gee vir ons die voorbeeld. Jesus came and he showed us what he said. Hebrews 10 verse 5 to 7. Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not deserve, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I've come to do your will, my God. Jesus saying, here I am. I came to this earth to do your will, my God, my Father. Ek is hier om God se wil te doen. Jy is hier om God se wil te doen. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Maak nie saak hoe jonk jy is of hoe oud jy is nie. Jy is hier om God se wil te doen. So Jesus self sê, hier is ek. And this phrase implies humility. Humility, submission, obedience, trust. That is what it implies. Conviction, honor, service, innocence. And that is the perfect words of a servant. One is prepared to follow the instructions of a superior. In our case, the instructions of Jesus Christ, how he guides us. We as children of God follow him. He says to us in John 10 verse 27, my sheep hear my voice, and they follow me. That's what he says. And when we volunteer to help a brother or sister, we should not be hesitant, because we're doing God's will in that. He will help us. En Paulus, nadat alles met hom gebeur is en sy naam verander is van Saulus na Paulus, sê dit vir ons tog eenvoudig, maar tog kragtig. In Filippense 4:13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. En ek wil hê jy moet vanoggend vir jouself sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Kom ons sê dit. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Maak nie saak wat dit is nie. Mense, daar's dinge wat ons dink te groot is. Maar die woord sê vir ons, ons is tot alles in staat. Dat wat hy van ons vra, dit waartoe hy ons roep, gee hy ons krag. Hy gee ons die wysheid. Hy gee ons die leiding. Hoekom doen hy dit? Dit is sodat sy wil vervul mag word. His will must be fulfilled on earth. And he's using me, he's using you. Do I sometimes miss it? Yes. Yes, I do miss it sometimes. Dit het al met my gebeur, want ek verby iemand gestap, en dan was ek haastig. Ons is altyd haastig. En dan kom ek agter, ek moes nou vir daai persoon, moes ek net iets gesê het. Gelukkig gebeur dit nie baie nie, maar dit het al gebeur.
Die bron van krag en nie selfvertroue nie, nie positiewe denke nie, maar Christus is ons bron van krag. Wat sê dit vir my en jou? Waarna moet ons kyk? Ons moet reageer wanneer Jesus met ons praat. Ons moet reageer wanneer geleenthede oor ons pad kom, sodat ons nie die Here mis nie. Hy wat ons roep. Hy wat ons roep om deur hom gebruik te word. Selfs in die alledaagse van die lewe. Ons bly binnend, naby hom. Dis wat ons moet doen. Staying close to him, praying. Ons kan dit beskryf as om ons geestelike spiere te oefen. Ek weet, julle is baie fiks. Julle oefen julle spiere. Maar as jy daai spiere oefen, dan voel jy dit. Jy voel dit as jy oefeninge doen aan jou lyf. Net so met die geestelike, jy gaan dit voel. Gaan tyd neem, gaan energie neem. Maar ons moet gereed wees wanneer Jesus met ons praat. God sal die hulp voorsien. Hy sal vir ons die wysheid gee, hy sal vir ons lei. Al wat nodig is 'n gewillige hart. Myne en joune. 1 of 2 of 3, kan nie dit wat die Here in hierdie dorp en die omliggende dorpe in ons area, wat hy aan ons toevertrou het om te dien, dit te vervolmaak nie. Hy het almal nodig. Hy het elkeen van ons nodig om dit te kan doen. Here I am is a part of a conversation between two parties. It's not one. Two parties between God and us. Between God and you. A sign of obedience. And an aspect of our sanctification. But it's also a conversation. A conversation between one another in church. Between our spouses and us. Between our children and us. Between our neighbors and us. A conversation, here I am. Can also be, what can I do for you? Wat kan ek vir jou doen? Hier is ek. Wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Ek is hier om jou te help in dit wat jy nodig het. Step forward. Prepare to take instructions and act in someone else's best interest. It's going to take from you. It's going to take from you. And you know, it verges on being a covenant, an agreement in which God is involved. And we submit to him. Because everything we do is unto him. Everything we do is unto him. We are volunteering to work for him and for others. And for others. And sometimes we don't even know what the task is. We just know we need to go there. Soos in die geval van Ananias. Hy het geweet, hy moet soontoe gaan. Hy moet vir Paulus gaan bid. Maar hy het nie presies geweet wat alles vir hom wag daar nie. Hy het nie die omstandighede geweet nie. En om te doen, om gehoorsaam te wees, is om niks terug te verwag nie. Om te doen, want God het so gesê. Aanbiddingspan kan vorentoe kom asseblief. En dan wil ek Matteus 13 vers 3 tot 9 net so aan jou voorhou oor die saaier. The sower was sowing, and the seed fell in different soil, but I don't want to focus on the seed.
I want to focus on the soil. I want to focus on the soil. When we say, here I am, when we say that, we are inviting in the sower, Jesus Christ, to plant, and as He can produce a crop to bear fruit. Ek moet vrug dra, jy moet vrug dra. So watter grond verteenwoordig ek? What soil will we find in one another? How will we respond? Will we respond by saying, here I am? Will we be the deep, rich soil, fertile, to be used so that we will produce a crop 100-fold, 50-fold, 30-fold? As Jesus said after giving His parable in verse 9, we read of that scripture, he who has ears to hear, let him hear. Here I am. Let's stand. Kom ons staan. Kom ons staan net voor die Here vanoggend. Kom ons maak ons oë toe en ek wil werklik vir jou vra dat jy fokus op Jesus. Ek gaan net vir ons bid. Vader, soos wat ons gehoor het uit die woord, Here, hierdie 3 woorde, here I am, is van die kortste frases in die woord. Maar Here, tog so kragtig. En Vader, elkeen van ons staan vanoggend voor U. En Here, U sê in U woord, die oes is baie, maar die arbeiders is min. Pray, bid vir arbeiders. En Here, vanoggend staan elkeen van ons voor U. And Lord, I pray that as we stand before You, that You will open our ears, that You will open our spiritual ears, Father, to even in the loudness of this world, in the loudness of the places we might move in, walk in, that we will be able to hear Your voice, Father. Father, I pray that You will cleanse our hearts. Father, that You will give us courage to obey, that You will give us the strength to do as You ask from us, Lord, in Jesus' mighty name. En Vader, ek bid dat waar ons in die woord sien, daar is soveel voorbeelde om 'n Ananias te wees. Maar Here, bo dit, om net 'n gewillige diensknegt tot U te wees. Dis wat U van elkeen van ons vra. Heilige Gees, ek bid dat U in elke hart sal werk. And Father, I pray that You will start with me, that what we need to do, Lord, as You call us, that our response will be, here I am. And I pray this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.